Hallo almal en baie welkom by hierdie sessie waar ons kyk na NGB artikel 10 wat handel oor die godheid van Jesus Christus. Nou in artikels 8 en 9 het ons gekyk na die skrifleer rondom die drie-eenheid en ek het gedink dit sal goed wees om dalk 'n vinnige recap of 'n opsomming daarvan te gee, net dat ons seker maak ons verstaan die drie-eenheid so goed as wat ons menslike verstand ons sal toelaat om dit te verstaan. Nou in die vorige video sal julle onthou ek het 3 sketse vir julle gewys. En dit is 3 sketse wat ek in 'n spesifieke handboek gevind het wat probeer om die drie-eenheid te illustreer. 2 van hierdie sketse is 'n verkeerde illustrasie van die drie-eenheid en die een skets is wat ons kan sê die naaste is aan 'n goeie illustrasie van die drie-eenheid. Nou hier in figuur 1 sal julle al reeds kan sien daar is iets fout met hierdie skets. Kom ons sê vir argumentsonthaalwe 1 verteenwoordig die Vader, 2 die Seun en 3 die Heilige Gees. Dit lyk asof die godheid in 3 gedeel is. So dit lyk asof die Vader 'n derde God is, die Seun is 'n derde God en die Heilige Gees is 'n derde God en saam maak hulle eers een God. En dit is teen die leer van die skrif, want die skrif maak dit baie duidelik dat die Vader ten volle God is, dat die Seun ten volle God is en dat die Heilige Gees ten volle God is. Met hierdie figuur is daar ook ietsie fout. In die eerste plek, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat gesimboliseer word deur die getalle, maak nie die hele sirkel vol nie. So dit lyk asof weer eens asof nie elke persoon ten volle God is nie. Daar is ook geen oorvleeling nie, wat daarop dui dat dit lyk asof hulle van mekaar geskei is. En nou lyk dit asof ons die gevaar loop om te sê, maar daar's 3 gode. En ons het in die vorige sessie baie mooi gesê, ons kan hulle van mekaar onderskei, maar ons kan hulle nooit van mekaar skei nie. Dit is onmoontlik. Nou hierdie skets is waarskynlik die naaste aan 'n goeie simboliese voorstelling wat ons van die drie-eenheid sal vind. Nou julle sal sien die swart lyne wat horisontaal loop verteenwoordig die Vader, die wit lyne wat vertikaal loop verteenwoordig die Seun en die ander donker lyne wat diagonaal loop verteenwoordig die Heilige Gees. Nou waarom is hierdie waarskynlik die beste uitbeelding van die drie-eenheid? Want elkeen van die lyne, soos julle kan sien, loop reg deur die sirkel. Dit verteenwoordig dat elkeen van die persone ten volle God is. Dit is ook belangrik dat die lyne parallel met mekaar loop, want dit dui daarop dat elkeen van die persone hulle eie rol het. Byvoorbeeld, met heiligmaking is die Heilige Gees prominent. Met die skepping is die Vader die een wat prominent is en met die verlossing is dit die Seun wat prominent is. Maar die feit dat daar oorvleelings is orals, dui ook aan dat waar die een werk, die ander ook werk. Vat byvoorbeeld die skepping. Ons het gesê dat by die skepping is die Vader die meeste prominent, maar hy skep deur sy Seun en deur die krag van die Heilige Gees. Die Seun en die Heilige Gees is nie afwesig nie. Kom ons kyk na die verlossing. Die Seun is die een wat aan die kruis sterf, maar die Vader is die een wat hom gestuur het en die Heilige Gees is die een wat sy aardse bediening wat hom ondersteun het in sy aardse bediening. As ons kyk na die heiligmaking waar die Heilige Gees die meeste prominent is, daar is die Vader en die Seun nou weer ook nie afwesig nie, want die Vader stuur sy Heilige Gees met die doel dat ons heilig gemaak kan word en die Gees is die Gees van Christus. Hy pas Christus se verlossing op ons toe. So hierdie is waarskynlik die beste uitbeelding van die drie-eenheid. Ons kom dan na vandag se sessie toe. En ons begin deur te vra, waarom is daar nie 'n artikel oor die godheid van die Vader nie? Hy is mos immers ook ten volle God, soos ons bely. En ek dink die rede waarom Guido de Brès dit nie ingesluit het nie, is omdat daar in die geskiedenis van die kerk nooit regtig getwyfel is of genoegsaam getwyfel is oor die godheid van die Vader nie.
maar daar was al wel baie bekleierye en stryery en dwaalleer met betrekking tot die godheid van die Seun en die godheid van die Heilige Gees. Daarom, al is die drie-eenheid klaar in artikels 8 en 9 behandel, word daar aparte artikels geskep om dit baie duidelik te maak. Die Seun is ten volle God, soos die Vader ten volle God is, en die Heilige Gees is ten volle God, soos die Vader en die Seun ten volle God is. Maar ons onthou, daar's net een God. Daar's 3 persone in die godheid, maar daar's een God. En hier kom ons weer by die geheimenis wat ons met ons menslike verstand nie heeltemal kan verstaan nie. Hier kom die eerste deel. Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte, ek sien daar's 'n spelfout, van sy goddelike natuur die eniggebore seun van God is. Die woorde ten opsigte van sy goddelike natuur is baie belangrik. Ons moet baie mooi verstaan dat ons Here Jesus Christus het nog altyd, of kom ons sê eerder so, die Seun van God het nog altyd bestaan. Hy het nie begin of einde van lewensdae nie, maar die Seun van God het iewers die menslike natuur aangeneem en so het die goddelike natuur en die menslike natuur verenig geword in een persoon. Maar ten opsigte van sy goddelike natuur is hy die eniggebore seun van God. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaak nie. Met ander woorde, dis baie duidelik dat hy nie 'n skepsel is, soos die dwaalleraar Arius gesê het, of moderne dwaalleraar soos die Jehova-getuies sê nie. En hy is nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Nou wat beteken die woord gebore? Ons moet die woord anders verstaan as wat ons gewoond is daaraan. Ons dink gebore beteken wanneer 'n lewe begin, wanneer iets 'n beginpunt het. Dit beteken nie die seun het 'n beginpunt gehad nie. Die seun bestaan van ewigheid af van die Vader. Daarom dat daar staan, hy is van ewigheid af gebore. Dit dui sy unieke verhouding met die Vader aan, dat hy vir ewig al saam met die Vader bestaan. Hy is een in wese met die Vader, ewig saam met hom, soos ons nou net gesê het. En dan 'n baie mooi aanhaling uit Hebreërs 1 vers 3, die ewebeeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid. Ons kan dit amper verstaan as, hy is die afdruksel van sy heerlikheid. Dit is 'n goeie manier om dit te verstaan, en in alles aan hom gelyk. En onthou nou weer hier wat ons in die vorige sessies gesê het, die Seun en die Vader, en natuurlik die Heilige Gees kan van mekaar onderskei word in dit wat hulle doen, in hulle spesifieke rolle binne die drie-eenheid, maar jy kan hulle nooit van mekaar skei nie. Die 3 persone is een God. En dan hoor ons, hy is van ewigheid die Seun van God, en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. Nou dis baie belangrik. Toe die Seun van God die menslike natuur aangeneem het, toe die goddelike natuur en die menslike natuur byeengekom, maar die Seun van God bestaan nog altyd. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het, hier word verwys na Genesis 1, en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord, wat hy God noem. So in Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daardie woordjie in die begin verwys na voordat daar tyd of ewigheid was, toe net Vader, Seun en Heilige Gees bestaan het. En in Johannes 1 word die woorde van Genesis amper aangehaal, wat sê, in die begin was die woord by God, en die woord was self God. En later word dit duidelik, hierdie woord is Jesus Christus. So in die begin, voordat daar tyd of ewigheid was, was die Seun van God by sy Vader. Ons gaan verder met ons belydenis. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het, en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. 'n Aanhaling uit Hebreërs 1 vers 2 en Kolossense 1 vers 16, of ten minste in daardie gedeeltes word hierdie vir ons baie duidelik. So moet hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het, toe alles deur hom geskep is.
So sien julle hoe Guido de Brès 'n baie logiese argument maak. As hy Genesis 1 en Johannes 3 met mekaar vergelyk. En as jy dan nog gedeeltes soos Hebreërs 1 en Kolossense 1 vers 16 inbring, dan word dit duidelik dat die Seun daar was vir altyd, voordat die wêreld geskep is. En dus moet hy ware God wees. En nou waarom so baie name vir hom? Jesus en Christus. Die naam Jesus is afkomstig van die naam Joshua, wat beteken verlosser. En Christus is 'n Griekse woord vir die Hebreëse woord Messias. Hy is die een wat gestuur is. En daarom sê die profeet Micha, en hierdie is een van die pragtigste aanhalings in die Bybel, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy bestaan sedert die ewigheid. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hebreërs 7. Hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. 'n Logiese gevolgtrekking. Indien Jesus Christus ware God is, die almagtige, dan moet hy deur ons aanbid en gedien word. Nou hier is so 'n paar dinge vir julle om te onthou, indien iemand vir julle vra, maar waarom sê julle dat Jesus Christus ware God is? In die eerste plek, hy het die name van God. Ons lees in Jesaja 9 vers 5, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Verder het hy die wesenseienskappe van God. Met ander woorde, hy besit daardie eienskappe wat net God kan besit. En hier is 'n aanhaling ook. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grysse verlede. Dis weer 'n verwysing na die feit dat hy sedert die ewigheid bestaan. Verder doen hy die werke van God. Dink aan Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Met ander woorde, Christus was betrokke by die skepping, iets wat net God kan doen. Verder ontvang hy goddelike eer. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. En hierby kan ons byvoeg die woorde van Titus 2 vers 14, waar hy in een sin genoem word God en verlosser. Nou kom ons by 'n ander interessante vraag. Die Seun van God in die Ou Testament. Waar tref ons hom aan in die Ou Testament? In die Ou Testament is daar 'n baie interessante figuur genoem die engel van die Here. Dis baie belangrik, die bepaalde lidwoord. Dis nie 'n engel van die Here nie, so dis nie een van die engele nie, dis die engel van die Here. En hoor wat word op plekke van die engel van die Here gesê. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat my sien. Hier word gepraat van die engel van die Here, want sy het gesê, hier het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Hagar sien nie die engel van die Here as 'n verteenwoordiger van God nie, maar as God self. In Genesis 22 hoor ons, ek sweer by myself, spreek die Here, dat ek jou ryklik sal seën. Dis die engel wat praat en hy noem homself Here. Genesis 48, die engel wat my uit teëspoed verlos het. Net God kan verlos, maar daar word gesê die engel wat my uit teëspoed verlos het. Eksodus 23, want my engel sal voor jou uitgaan. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstredig teen hom nie, en dan die belangrike deel, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom.